Hallo julle, my naam is Shannon en baie welkom by vandag se video. Ek het gevoel die heel eerste ding wat ek vandag vir jou wil sê is dat Jesus so lief is vir jou. En al voel dit vir jou partykeer nie so nie, hy sien jou en hy is daar by jou. Hy sien jou wanneer jy seer het, hy sien jou wanneer jy frustreerd voel, hy sien jou wanneer jy gelukkig is. En hy sien jou wanneer jy sukkel. Ons gaan juist vandag so 'n bietjie na Temptations kyk en ons gaan kyk toe Jesus self versoek was in die woestyn vir 40 dae en 40 nagte. So maak solank jou Bybel oop by Matteus 4 en dan kyk ons bietjie hoe Jesus hierdie versoekinge weerstaan en oorkom het. So as ek oopgemaak het by Matteus 4, wil ek graag vir ons die eerste stukkie lees vanaf vers 1. Daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. Nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand baie honger geword. So hy het vir 40 dae en 40 nagte glad nie geëet nie. Toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom: "As jy dan die seun van God is, beveel aan hierdie klippe om brode te word." Maar Jesus het geantwoord: "Nee, daar staan in die skrif geskryf, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond." So wat ons basies hierso kan sien, is dat die duiwel het gesien dat Jesus al hoe hongerder raak, en hy het gedink, goed, nou is hy swak, nou gaan hy sy kans vat. En hy het gekom en probeer om vir Jesus te verlei. Met ander woorde, hy het vir hom al hierdie goed kom sê, of al hierdie leuns kom vertel, sodat Jesus op die ou einde begin twyfel en ingee tot sonde. Maar Jesus se respons is eintlik so goeie voorbeeld vir ons, want elke keer het Jesus gereageer met God se woord, en hy het opgestaan teen die duiwel met God se woord. Hierso sien ons selfs verder in vers 6, het toe die duiwel probeer om God se woord te gebruik om vir Jesus te verlei. So, hy het gesê, hierso in vers 6, toe sê hy vir hom, die duiwel nou vir Jesus: "As jy regtig die seun van God is, spring dan hiervan af. Daar staan mos in die skrif geskryf: God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en hulle sal jou op die hande dra, sodat jy dalk nie jou voet teen 'n klip stamp nie." So hierso gebruik die duiwel die woord, God se woord, om vir Jesus te verlei. Maar weer eens, Jesus ken die woord, en hy gebruik die woord as 'n wapen, en dit is ook wat ons moet doen, want Jesus reageer in vers 7. Jesus het hom geantwoord: "Daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie, en hom alleen moet jy dien." So Jesus het geweet wat die regte ding is. En ek dink dit gebeur so baie, waar ons begin twyfel in onsself, of selfs begin twyfel in God se woord, as gevolg van die duiwel wat ons heeltyd kom laat twyfel, en ons kom versoek, en ons kom verlei. Maar dit is waar ons moet opstaan teenoor hom, en sê, Jesus het reeds oorwin. Jesus het reeds die duiwel oorwin, en ons staan saam met hom in daai oorwinning. En dit is ook hoekom dit vir ons so belangrik is om die woord te ken, sodat ons die woord kan gebruik as 'n wapen teenoor die duiwel. Die laaste temptation is in vers 8, en dit is, daar staan: "Vervolgens neem die duiwel hom na die top van 'n baie hoë berg, en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en praal. Daarop sê hy vir Jesus: "Dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen is om neer te kniel en my te aanbid." En ek dink dit is nogals iets waar die duiwel ons baie keer kom verlei, of ons aandag mee kom aftrek, en dit is wêreldse dinge, of materialistiese dinge. En waar die duiwel vir jou kom sê, as jy nou al hierdie goed het, dan is jy nou ryk, of dan is jy nou cool, of dan sal jy werklik gelukkig wees. Maar die waarheid is dat niks wat hierdie wêreld jou kan bied, sal ooit jou gelukkig maak, soos wat Jesus jou gelukkig kan maak nie. Toe sê Jesus vir hom, vers 10, "Trap Satan, daar staan in die skrif geskryf, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien." Daarna het die duiwel die aftog geblaas,
en daar het engele na hom gekom en hom versorg. So in die begin van Matteus 4 staan daar die versoeker het na hom toe gekom. Met ander woorde, hulle verwys na die duiwel as die versoeker. En jy kan ook gaan kyk in Johannes 8 vers 44 word daar na hom verwys as die father of lies. En dit is wie hy is. Dit word weer eens bevestig in Johannes 10 vers 10. En daar staan, die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig kan hê. So, God kom en hy het vir ons 'n plan. Hy wil vir ons 'n lewe gee en 'n lewe in oorvloed gee. En ons is kosbaar vir God. En die duiwel sien dit en hy is jaloers en hy voel geïntimideerd en hy wil ons wegvat van Jesus af. En hoe nader ons aan God beweeg, hoe groter bedreiging is ons vir die duiwel en dit is wanneer hy juis kom. Maar ons kan vrede hê daaroor want ons weet ons staan in oorwinning saam met Jesus en ons kan God se woord as 'n wapen gebruik. En dit is ook hoekom dit belangrik is om God se woord te ken. Want die duiwel sal selfs kom om dit te verdraai of om dit uit konteks te gebruik. Maar as ons die woord ken en die woord verstaan en die Heilige Gees vra om ons te lei in die woord, dan kan ons baie maklik die duiwel se leuns expose, as ek dit so kan stel. Dan sal jy dit so vinnig identifiseer wanneer hy vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, want weet jy, die Bybel sê, jy is 'n kind van God en hy is lief vir jou. En die waarheid is dat ons almal word elke dag versoek om te sondig. Ons almal is in sonde gebore en ons almal word elke dag gekonfronteer met keuses om die regte ding te doen en om die verkeerde ding te doen. Maar 'n temptation is eintlik 'n geleentheid om die regte ding te doen en om die regte keuse te maak. Ek het so 'n paar jaar gelede deur hierdie boek gewerk en dit was baie interessant en hulle het 'n hele hoofstuk gedoen oor temptations en ek wil dit graag net so vinnig met julle deel vandag, want dit het my verskriklik baie gehelp deur iets waarmee ek elke dag gesukkel het. En daar het gestaan, elke keer wat jy 'n versoeking oorwin, beweeg jy nader aan God. Dus ek sê, dit is 'n geleentheid om die regte keuse te maak. En daar staan ook in 2 Timoteus 2 vers 22, is lekker maklik om te onthou, vermy die begeertes wat 'n jong mens in gevaar bring, en streef na opregtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat uit 'n rein hart die Here aanroep. Met ander woorde, ja, niemand is perfek nie, maar ons moet streef om God te gehoorsaam en om die regte ding te doen. So, hoe werk temptations? Heel eerstens, die duiwel identifiseer 'n begeerte in jou. So met ander woorde, Matteus 4, en daar staan, Jesus het baie honger geword, so die duiwel het gedink, okay, dit is nogals iets wat ek kan gebruik, kom ek sê vir my, moet die klippe in brode verander. Hy is mos Jesus, hy kan dit mos doen. So die duiwel identifiseer 'n begeerte in jou. En dan tweedens kom hy en hy laat jou twyfel. So hy sê vir jou alles wat hy dink jy nodig het om te hoor, sodat jy op die ou einde twyfel. Derdens, regverdig hy die situasie. Dit is ook wat hy gedoen het in Matteus 4. Hy het gesê, daar staan mos in die skrif geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. So hy regverdig dit, maar dit is nie noodwendig reg nie. En vierdens, lei dit dan tot sonde, wanneer jy dan ingee. Maar iets wat belangrik is om te weet, is dat om versoek te word, is nie 'n sonde nie, maar om in te gee, dit is wanneer dit 'n sonde is. In Johannes 16 vers 33, een van my gunsteling Bybelverse, staan daar, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal jy swaar kry beleef, maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. En ja, ons gaan elke dag getempt word, ons gaan elke dag versoek word, ons gaan elke dag keuses moet maak, maar ons kan weet dat omdat God reeds oorwin het, staan ons saam met hom in daai oorwinning en kan ons dit oorkom om die regte keuse te maak. So, hoe weerstaan ons temptations? Heel eerstens, wat ek dink die heel belangrikste is en wat ons baie keer nie doen nie, is om vir God te vra om ons te help. Baie keer dink ons is sterk genoeg om op ons eie te doen, of ons dink, ek moet eers al hierdie dinge oorkom voor ek na Jesus toe kan gaan, want ek is nie goed genoeg nie, maar
Die ding is, Jesus ontmoet ons waar ons is en hy help ons deur dit. So ja, jy kan vir God vra om jou te help. En dan die tweede ding is, identifiseer die patroon van versoeking en berei jouself voor vir dit. So, gaan dink bietjie terug aan al die kere wat toe jy ingegee het vir 'n sekere sonde. Gaan dink, wat was die patroon? Is dit toe jy iets spesifiek gekyk het dalk op TV? Is dit toe jy dalk saam met spesifieke vriende gekuier het? Gaan dink, wat was die patroon? En dit is ook, as jy dit kan identifiseer, kan jy jouself voorberei daarvoor en sê, maar ek gaan nie myself weer in daai situasie sit nie. Of wanneer dit op die TV kom, gaan ek dadelik iets anders opsit. En dit is ook iets wat jy kan doen. Sodra jy daai gedagtes kry, of wanneer jy versoek word om dit te doen, kry iets om jouself mee besig te hou, of kry vir iets anders om op te fokus. So met ander woorde, swaai jou gedagtes na iets anders toe, sodat jy nie ingee nie. Ek hoop dit het julle so 'n bietjie gehelp. Ek weet dit het my definitief al baie gehelp. En onthou net, om versoek te word is nie 'n sonde nie. Ons almal word versoek. Ons almal word gekonfronteer met keuses om gemaak te word. Maar sodra jy ingee, dit is wanneer jy sondig. En onthou ook, wanneer jy al 'n paar keer ingegee het, jy kan altyd na God toe gaan en vir hom vra om jou te vergewe en om jou te help, om jou sterk te maak om dit te kan oorkom. So ons het nou in die eerste 2 video's en in vandag se video 'n bietjie gepraat oor toe Jesus gebore was, toe Jesus gedoop was en ook vandag toe Jesus versoek was. Ek wil julle graag uitdaag om in hierdie week bietjie in die ander boeke van die evangelies bietjie deur te werk en te kyk hoe hierdie stories by mekaar inskakel. Soos wat ek al gesê het, hierdie 4 boeke is dieselfde storie, maar dit is geskryf deur 4 verskillende mense wat dit eintlik so amazing maak. So ek wil jou graag uitdaag om bietjie deur Lukas 1 tot 3 te werk en te sien hoe dit inskakel by dit wat ons nou oor gepraat het. Ek gaan ook vir jou 'n paar ander verse uit Markus en uit Johannes gee wat jy bietjie kan gaan deurwerk. En ek wil graag hê jy met die Heilige Gees vra om jou te lei en om vir jou wysheid te gee oor dit wat jy lees, sodat jy dit verstaan, want ultimately is hy die beste teacher. Onthou ook, as hulle enige gebedsversoeke het, kan hulle dit na die e-mailadres stuur, of as jy enige vrae het oor enigiets waaroor ons al gepraat het, kom ons definitief terug na jou toe. Lekker dag, en onthou, jy is, want hy is.